Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Ek is Chantel en ons gaan aan met die woord van die Here. Julle weet mens al vir die laaste paar maande, meer as 'n jaar, praat ons oor die boek van Rut en Naomi, Rut en Boas, en ons praat die storie en ons het dit weer laasweek gepraat, maar ek voel baie sterk dat dat is 'n boodskap wat die Here vir my wat in my hart ingetrap het, wat ek aan die Kruiskyk familie moet gee. Nie in die radio nie, nie in die kerk nie, ek moet dit aan die Kruiskyk familie gee, so ek gaan dit doen. So ek gaan vandag, ek wil amper sê, it sounds to me like a warning. Het klink vir my soos die Here wil ons waarsku teen iets. So ek is doodseker as die Here dit vir ons sê, beteken dit dat hy, is daar iets wat aan die kom is, wat hy wil stop in ons lewe, of hy wil ons waaksaam maak teen iets wat die vyand besig is om te beplan. En as ons kyk na die woord van die Here, gaan ons na Judges, Rigters vir hoofstuk 16, Judges 16. En kom ek breek het af, jy kan self gaan kyk, Rigters 16, praat die Bybel van Samson. En basies, waar hy, ek gaan nie nou die hele storie lees, want ek gaan dit vir jou vertel. Samson het saam met sy ouers gegaan na 'n stad toe. En toe hy daar kom, het hy verlief geraak. Ek fast forward nou in die storie. Toe raak hy verlief op 'n dame met die naam van Delilah. God het vir Samson, ons ken dit, bonatuurlike krag gegee. Samson was die sterkste man in die dag. Daar is niks wat hy nie kon breek nie. Daar was niks wat hy nie kon omgooi nie. Daar was niks wat hy nie, sy sterkte was bonatuurlik. It's just as simple as that. Het was 'n bonatuurlike sterkte. En hy raak verlief op 'n vrou in die plek wat hy nie moet verlief raak. Raak hy verlief op 'n vrou met die naam van Delilah. Die Bybel sê dat hierdie vrou hy was verlief, het is so kleer soos daglig, sy was nie verlief op hom nie. Sy was onder 'n direk instruksie van sy vyand om uit te vind wat is sy krag. So, hulle het die mense van die ek wil amper sê die hoër priesters, die mense wat the priest of the city, the high rank people of the city, het vir haar gevra om vir Samson te basically verlei en uit te vind wat is die geheim van sy krag. En sy het dit 3 keer gedoen en op die einde van die dag toe hy vir haar gesê, ek wil net vir die story picture, ek gaan nie nou 'n lang storie daarvan maak, want ek wil iewers heen gaan. Sy het probeer, het dit gefail, sy het probeer, het dit gefail, sy het probeer, en totdat hy nie meer die waarheid kan inhou nie, en hy sê vir haar, maar as jy my hare knip, dan verloor ek my krag. Hy het na 'n tyd, hy het aan mekaar nie die waarheid van gesê nie, en nie homself expose nie, vir 'n geruime tyd, maar toe kom daar 'n tyd wat hy net nie meer die waarheid van haar af kan weghou nie.
Nou, ek wil vandag vir ons, die woord wat ek vanoggend of vandag wil bring, is die volgende. Ek glo in my hart, in my diepte van my hart, dit is wat die Heilige Gees vir my sê, om vir ons as Christkyk luisteraars en familie te sê. Ons moet versigtig wees, want daar is 'n Delilah gees, wat geblaas is en uitgestuur is. Onthou, dis nie 'n mens wat ek van praat, ek praat van 'n gees. Wat kom om jou geheime uit te vind. Wat gestuur is om te kom om te weet, hoe het jy sukses behaal? Wat gaan kom of wat al klaar daar is, wat vir jou wil vra en jou uitvis, dat is nog 'n ander woordie, uitvis. Hoekom is jou kind so suksesvol? Hoekom het hy daar gekom? Hoe het sy daar gekom? Watter agency het hulle gebruik? Watter mense het hulle gebruik? En ek glo my hart in dat die Here wil ons as sy kinders bewaar van 'n Delilah uitvisgees. Ek weet nie, ek kan dit nie eens beter sê my mense, dit is nog net hoe ek dit kan sê. En ek dink ek en jy ons moet na die Heilige Gees toe gaan en vir hom gaan vra, want hy is ons helper, gee my wysheid in waar ek myself nou bevind. Gee my wysheid in wat rondom my aangaan. Dit is vir Christkyk mense, dit is, ek sê dit nou klink klaar, dit is nie vir die radio nie, dit is nie nou vir All Nations, dit is nou vir hierdie familie. Ons moet versigtig wees wie jy al klaar toegelaat het in jou huis. Ons moet versigtig wees, wie is al klaar deel van jou gesprekke. Ek kry die gevoel en ek kry die ding, dat daar's mens, sometimes sit daar iemand in 'n gesprek wat genooi is deur 'n vriend of 'n niggie of 'n oom of 'n auntie, en hulle sit in 'n gesprek van jou familie of jou gesin of jy en whatever, en is 'n persoonlike gesprek, en ek weet dit al gebeur, ek weet, die Heilige Gees maak jy 'n foutie. En daai mense is nie veronderstel om te hoor of te gehoor het wat hulle gehoor het nie. Nou, hierdie assignment van Delilah is om uit te vind, wat het jou sukses gebring? Wat bring jou sukses? En hoe word jou sukses behou? En die idee is, sodat jou val moet kom. So ek en jy moet na die Heilige Gees, vir die Heilige Gees vra om toe gaan en vir hom sê, wys my waar het ek my mond verby gepraat. Sodat ek die dag kan stop in die geestesriem, dat ek dit kan blok, dat ek dit kan uitblok uit mense se mindsets en dit stop, eerste vergifnis vra vir Here, dat ek buite my beurt gepraat het. En kan ek jou ook nou sê, die gesprek wat jy in was, die plek wat jy in was, jy's constantly is op jou mind, dat die dag moes ek nie daar gewees het nie, die dag moes ek nie dit gesê het nie, die company was nie die regte company nie, en die rede hoekom jy so voel, is omdat hierdie boodskap is een wat jy nog gaan waarsku, want die dag het ons goeders gesê, of daar was goed exposed, en daar was goed gereveal, wat nie in sekere mense se ore moes gekom het nie, en die gees van Delilah het gevallei ding vat, en het wil jou toekoms saboteer, mense hoor my, het wil jou toekoms saboteer, het wil jou destiny saboteer, het wil jou kind se lewe derail, dis die plan van die vyand. Die Bybel sê in Johannes 10, het gekom om te steel, en om te verwoes, en om dood te maak. So wat die assignment is dat jou huwelik hierna moet werk. Jou kind wat nou oor see is, abruptly gaan dinge deur net vir hom begin toemaak. En jy kan nie verstaan, maar my kind is suksesvol. Maar die probleem is daar's mense wat in die ore gekry het, 'n Delilah gees, wat in die ore gekry het, en probeer stop dit wat God vir jou wil doen, of jou familie wil doen. Want as jy vir jou familie doen, vir jou gesin, is eintlik vir jou. So, die duiwel is uit om ons te derail. En ek gaan nog iets by dit sê. Ja, hoor wat ek sê. Partykeer is jy die ene wat 'n geheim kan hou, maar jou man vat nog 'n dopie, of jou vrou vat nog 'n dop. So nou wat gebeur is, as 'n spreekwoord wat sê, nigter skryf op en dronk lees hom af. So wat jy eintlik sê, wat ek jou eintlik wil sê, is dat partykeer is dit nie jy nie, partykeer was dit nie 'n verkeerde conversation op 'n verkeerde plek nie, partykeer was dit jy en jou man, of jy en jou vrou, of jy en jou kinders, maar dan het een dronk geword uit die gesprek uit, en hulle het die gesprek gevat. Nou wat gebeur is, nou lê my geheim op die lappe, nou lê my geheim in iemand anders huis, nou lê my geheim en word diskus rondom 'n eettafel tussen jou vyande en tussen mense wat nie vir jou is nie. En hierdie is goeters mense, as jy nou maar nou vir my moet hoor, moet jy my nou vir my fyn hoor. Hierdie seisoen van ons lewe moet ons bitter, wat nou gebeur, ek het vir die kerk in Januarie maand gesê,
Julle nou praat ons nie. Jy hou hierdie ding. Weet jy wat het gebeur met Maria? In Lukas 2. Die Bybel sê Maria, die engel besoek, as almal ken die storie, die engel besoek vir Maria en hy sê van jy gaan swanger wees met 'n seun en jy gaan hom Jesus noem. En sy sê maar hoe kan dit wees? Ek was al met 'n man nie. Hy sê die Heilige Gees gaan oor jou kom en hy gaan jou he's gonna overwhelm you and he will be the one who impregnate you. Die Bybel sê toe hy alles hy vir haar klaar gesê het, toe sê sy vir hom ek verstaan nie lekker wat jy sê nie, maar laat dit wees aan my soos wat die wil van God is. Let it be unto me according to thy word in my life. And the angel was releases and the angel goes back. Now here is the thing that I want to point out. Ek wil die ding point. Die Bybel sê, gaan lees het, Lukas 2. Die Bybel sê, ek is berigters mense. Die Bybel sê, and she kept all of this in her heart. Sy het alles wat die engel van gesê het sy na hart gehou. Sy het eens vir haar beste vriendin gaan vertel. As a matter of fact, toe sy by Elisabeth kom, het sy nie vir Elisabeth gesê wat het gebeur nie. Toe sy klop, en Elisabeth maak die deur oop, Elisabeth se woorde was, hoe kan het wees, dat die moeder van my God my kom besoek het? Sy het nie vir Maria het nie vir haar gesê, hoe, 'n engel was, nee, sy het net geklop, is al wat sy gedoen het, maar die salwing en die krag van die Heilige Gees was so oor haar, dat mense ek voel die Here, dat Elisabeth sê, how could it be, die Engelse vertaling, how could it be that the mother of my Lord Jesus has come to visit me? Die Heilige Gees maak die announcement. Die Heilige Gees sê, wie staan by die deur? Want sy is vol van die Heilige Gees. En omdat sy vol is, sê die Bybel, wat geprofeteer was in Lukas 1 by Sagaria, die Bybel sê, en die Heilige Gees vul vir Elisabeth en vir Johannes. So nie net die dag was 1 mens gevul nie, 3 mense was gevul. Jesus, nie my mens. Kyk hier so, daar is sommer 'n revelation op sy eie. Daar is sommer 'n revelation heeltemal op sy eie. 3 mense word gevul. Maria was gevul, Elisabeth was gevul, en Johannes was gevul. Look at that. Nee my mens, nee, dit is 'n revelation op sy eie. Kom ek sê vir jou vandag, hierdie seisoen van jou lewe, hou hom in jou hart. Doen wat Maria gedoen het. Die Bybel sê, and she kept all these things in her heart. Moenie nou om die tafel praat nie. As jy weet, jou man het 'n groot mond en hy praat met die familie, moenie praat nie. Totdat jy nie iets gesê, iets moet hulle eind weg wees. As hy nog nie gedissiplineerd is in sy mond nie, of sy, of moet in elk geval nie voor die kinders goeders praat wat die familie moet behaag nie. Moenie praat nie. Moenie praat van wat by jou kerk aangaan nie. Moenie praat wat jou manager en jou baas met jou by die werk. Don't discuss these things in front of children anyway. Because sometimes they run and it's not that they go and tell. Sometimes it's a conversation in innocence. Partykeer sê jy 'n ding van jy is ook excited. Ons almal is mos daar. Ons hardloop in. Ek het nou die dag was ek so excited oor iets. Ek hardloop by die kombuis en ek vertel vir almal in die kombuis, kom kyk ons couples is op die dans. You know what I mean? En ek is excited. Maar that is total different scenario. Maar wat ek sê is dat ons moet versigtig wees waar die excitement uitspoel. Ek gaan terugkom na Maria. Maria het niks gesê nie. She kept it in her heart. Sy sê vir haarself, in die eerste plek is die ding te groot vir my om het te verstaan. So wat vertel ek vir mense wanneer ek hulle vertel? Hoe vertel ek hulle? Want onthou net, wie het sy geken wat die Heilige, wat 'n engel gekom besoek het, point blank in 'n huis. Sykie het nog nooit so 'n storie gehoor nie. So om die storie oor te vertel in die eerste plek klink belaglik. Because kom ek sê vir jou, wanneer God ons ontmoet, dan jy kan nie praat wanneer die Here jou ontmoet nie. Jy kan dit nie in woorde sit nie. Ek gaan nog wil sê, weet jy, Sondagoggend het ons 'n wow-diens gehad. Maar weet jy wat, jy moet daar gewees het. Al wat jy gaan sê is, en jy weet hoe dit is, al wat ons kan sê is, wanneer jy regtig 'n ontmoeting gehad het met die Here, wat sê jy? My mens, ek weet nie wat om te sê nie. Ek weet nie wat om te vertel. Ek weet nie hoe om, jy weet nie hoe om God se krag in woord te sit nie. Jy kan nie God se teenwoordigheid en God se outpouring daar is nie woorde nie. Dit maak nie saak watter taal jy praat nie. Daar is nie vocabulary wat jy kan dit gaan lees vir Handelinge 2. Die Bybel sê, toe die Heilige Gees kom, die Bybel beskryf wat hy
sê, it was like a mighty rushing wind. Dit was nie so, hulle sê, hulle kan nie verduidelik hoe hy gekom het nie, and the only way that they could explain him, is om te sê, het was soos 'n magtige wind wat gekom het. Dit was nie net 'n wind nie, you know what I mean, want hulle sê, het is soos, hulle kan nie verduidelik wat het daar gebeur nie, het was te almagtig, mense, wanneer God kom, wanneer die Here kom ek sê vir jou, niemand kan oorvertel nie, jy kan nie verduidelik nie, jy kan nie sê nie, jy kan nie, toe Jesus sterwe aan die kruis, die Bybel sê, die wêreld trek donker, 12 uur die middag, die Bybel sê, dit raak donker, die wêreld begin as 'n aardbewing, die selfe manne, wat hom nou gekruisig het, die selfe manne, wat hom op die kruis gekap het, die selfe manne, wat hom gelig het, die selfe manne staan terug, hulle sê, waarlik waar, hy is die Seun van God, hulle het niks om te sê nie, is al wat uitkom, hulle moet in erkentenis staan, dat hy is wie hy gesê dat hy is, mense, so ek wil vandag vir ons sê, ons moet wakker wees, ons moet nou, van 2025 was 'n draaipunt in ons lewe, was 'n draai in ons lewe na destiny toe, is 'n draaipunt in ons lewe na purpose toe, is 'n draaipunt in ons lewe na heiligmaking toe, as jy ooit geweet het, wat het gebeur tussen Desember en Januarie tot op waar ons nou staan, my dierbare, ons is in 'n draai, ons, ek het vir die kerk gesê, van die 1 Desember af, ons is in 'n draai, die draai wat jou nou gaan vat na jou destiny toe, die draai wat jou vat na jou einde toe, as ek dit nog vir jou kan sê, wat se einde? Jou einde van jou lewe, jy gaan word wie God gesê het jy moet word, jy gaan word, let me tell you, jy gaan word, what the purpose of God called you in to be, and nobody can stop it, of jy nou 18 is, of jy 28 is, of jy 35 is, of jy 42 is, of jy 85 is, of jy 61 is, of jy 73 is, of jy 84 is, of jy 91 is, of jy 103 is, kom ek sê vir jou, ons is in 'n draaipunt, this change, hierdie change nou in ons lewe, is 'n vir ewig change, jy is 'n vir ewig change, ek sê jou nou, ons is besig om te dink, this is the purpose of God, dit is die wil van God, dit is wie ek in die eerste plek moes gewees het, ek word nou wat ek moes gewees het, toe die engel vir Maria besoek, toe word sy wat die hemele gesê het, sy moet wees, toe word sy wat die hemele gesê het, wat God geskryf het, rondom Jesus se lewe, toe word sy dit, maar Elisabeth, toe die engel vir Sagaria haar man besoek, toe word sy wat geskrywe was uit die hand uit van God. Onthou net mense, there is a book written about you and me in the presence of God. Daar is 'n boek oor jou en my lewe. Die Bybel sê in Openbaring, Jesus alleen is waardig om die boek oop te maak, om die seels te breek en die boek oop te maak. Kom ek sê vir jou my mens, daar is 'n boek omtrent jou lewe. Psalm 139 sê dit, and all the days of my life are numbered in that book. Wat beteken, ek word, jy is miskien in chapter 11, ek is in chapter 23, die ander is in chapter 4, die ander begin met sy chapter. Maar die boek begin actually, weet jy wanneer begin die boek? Die boek begin wanneer ons lewe begin, maar weet jy waar hy kyk regtig in? Hy kyk regtig in die dag wanneer jy die Here aanneem, because dit is wanneer jy kom in lyn met die purpose van God vir jou lewe. Ons kan nou waar wees, as jy nie die Here dien nie, as jy nie purpose nie, klaar, dit is een van die storie, ek gaan nie om wat wie sê nie, dit is so, as ons nie die Here dien nie, klaar, die Bybel sê, Apostel Paulus sê, nou leef ek, dat ek in God is, so, dit onthou, en hy was 'n geleerde man, hy was, Apostel Paulus het gestudeer onder een van die wysste rabbis of the time. The name of the rabbi was Gamaliel. He was very, very, very wise. Obviously, Christ is the high priest. So ons kan nie, daar is die kategorie van Christus, ons praat van Christus nie, because he's the highest. But in time frame, on the earth at the time, Apostle Paul, he says, kyk hier man, ek is 'n Hebrew van Hebrews, hy sê, ek het dit geken, ek weet, ek kon Grieks praat, hy kon skrif uitlê, hy kon sy ding doen, but he did that under the theology of what was taught to him by the rabbi Gamaliel. Hy sê, maar toe ek vir Christus ontmoet, Jesus, hoor gou wat sê, hy sê, toe ek vir Christus ontmoet, hy sê, alles wat ek geken het, was gemors. Imagine that. As a version wat sê, Engelse version wat sê, everything I knew became mere dung. En ek wil nou nie sê in Afrikaans wat het is nie. So you get what I'm saying.
Hy sê alles wat ek geweet het. Hy sê weet jy wat, is eintlik gemors. Hy sê ek het gedink dat ek ken die skrif. Ek ken dit. Hy sê ek het niks geken nie. Hy sê ek het gedink ek het die mense gestudeer. Ek het die Grieke studeer, ek het die Jode studeer, ek het die Romeine studeer, ek het die Fariseërs studeer, ek het die Torah studeer. Die oud, hy sê man, ek weet niks. Ek weet niks. Hierdie goed wat ek langs die pad, behalwe dat ek, want hy het nie Christus gestudeer nie. Hy het gestudeer wat vir hulle in die moment belangrik was. So het hy het religion gestudie. Hy het die wette gestudie van die dag. Onthou net, die woord van God is nie net die wetteboekie, maar dit is Christus wat is wie hy sê hy is. So hy sê, wat ek geken het, onder Gamaliel, wat ek gekom leer het, hy sê, you know what, I don't know nothing. Toe ek die dag, toe ek die Here ontmoet, toe besef ek, woo, it was nothing in comparison to what I know now. Hy sê, en waarlik waar, hoor gou wat sê, hy sê in Afrikaans en is mooi, hy sê in Afrikaans het is so mooi, hy sê, nou skaam ek my nie meer, because remember, hy het die kerk gepersecute, hy het die kerk aangeval, hy sê, maar toe op die pad van Damascus kom, en hy neem die Here aan, hy sê, nou skaam ek my nie meer, vir die evangelie van God nie, want het is tot krag, en het is 'n werklikheid, hy sê, man, die evangelie is kragtig, dit is magtig, as ek swaar trek, dan staan die Here op vir my, hy sê, nie my mens, kom ek vertel hulle iets, wat ek gedink het, ek het gedink ek is geleerd, totdat ek by die Here gekom het, toe vind ek uit, hey apostel Paulus, ek weet eintlik niks, hy sê die ding, hy sê, ek is the least of all the apostles, hy sê, I'm no one, hy sê, but I am who I am, based on the grace of Christ, that I'm under, means, what a testimony, kom ek sê vandag vir jou, ek en jy, sak, kom af, moenie veel wonderlik hou nie, moenie veel rammetjie uitnek hou nie, sak in die teenwoordigheid van die Here, when we humble ourselves in the sight of the Lord will lift you up. Nou wil ek jou goed afsluit met hierdie ding, jy moet die Heilige Gees in jou lewe, jy moet hom bind by jou werk, daar's een wat nooit by jou kom sit en drink koffie by lunchtime en tea time, nie my mens, hulle kom vis jou uit, jy kan nie nou, jy iets gehoor van hulle kom vis jou uit, ek sê jou nou, jy gaan my sê, you're going to tell me again, I'm here to warn the body of Christ. Ek wil julle sê vanmôre, ons bind Here in die naam van Jesus, ons bind 'n Delilah gees oor ons lewe, 'n afloer uitluister gees, 'n invra gees in ons lewe in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek bid vanmiddag, vandag Here, en ek bind hy gees in Jesus naam. Jy het geen reg, geen mag, and no access and entrance point in my life anymore, in Jesus naam. Mag die Here julle seën dierbares, selfe plek en selfe tyd volgende week. God bless you.